Rigters, hoofstuk 6. En die Israeliete het weer dit gedoen wat verkeerd was in die Here se oë. Vir 7 jaar het hy hulle in die hand van die Midianiete gegee. Die Midianiete het die Israeliete swaar verdruk. Daarom het die Israeliete wegkruipplek gesoek in die berge en in grotte. En wanneer die Israeliete hulle lande besaai het en die oes op die land was, het die Midianiete, Amalekiete en Oosterse mense teen Israel opgetrek. Dan het hulle in die land kamp opgeslaan en al die oeste tot so ver as Gaza vernietig. Hulle het dan niks oorgelaat vir die Israeliete nie eens 'n bees of skaap of donkie nie. Soos groot swerm sprinkane het hulle die land ingekom met hulle tente en hulle troppe vee. Selfs hulle kamele was te veel om te tel. En dan het hulle alles wat hulle teëgekom het vernietig. As gevolg van hierdie optrede van die Midianiete het die Israeliete erg verarm. Daarom het die Israeliete tot die Here uitgeroep om hulle te help. En toe Israel so smeek vir hulp teen die Midianiete, stuur die Here 'n profeet na hulle toe wat vir die Israeliete gesê het: Dit is wat die Here, die God van Israel sê: Ek, die Here, het julle persoonlik uit Egipte laat optrek en julle weggeneem uit die huis van slawerny. Ek het julle gered uit die hand van Egipte en uit die hand van almal wat julle verdruk het. Dit is ek wat hulle voor julle uitgejaag het en dit is ek wat hulle land aan julle gegee het. En dit is ek wat vir julle gesê het: Ek is die Here, julle God. Moenie bang wees vir die Amoriete in wie se land julle nou woon, se gode nie, en moet hulle nie dien nie. Tog het julle geweier om na my stem te luister. By Ofra, daar onder die groot boom wat aan Joas uit die familie van Abiezer behoort het die engel van die Here gaan sit. Op daardie oomblik was sy seun Gideon besig om koring op die vloer van die parskyp uit te slaan. Dit was sodat hy dit vinnig kon wegsteek as die Midianiete opdaag. Toe verskyn die engel van die Here aan hom en sê: Dapper soldaat, die Here is met jou. En Gideon vra: En as die Here werklik met ons is, hoekom gebeur al hierdie dinge dan met ons? Kan u my asseblief sê wat van al die wonderwerke geword het wat hy volgens ons voorouers gedoen het, as hulle sê: Die Here het ons mos uit Egipte laat trek. Op hierdie oomblik het hy ons weggegooi en oorgegee aan die Midianiete. Op daardie oomblik het die Here na hom gedraai en vir hom gesê: Met die krag wat jy het, moet jy die Israeliete uit die hand van die Midianiete gaan red. Kyk, dit is ek wat jou stuur. En Gideon vra hom: Here, hoe kan ek Israel red? In die hele Manasse is my familie die swakste, en ek weer is die onbelangrikste persoon in my pa se huis. En die Here sê: Kyk, ek is met jou. Daarom sal jy al die Midianiete verslaan asof hulle een enkel persoon is. Daarop sê Gideon: As ek in die oë guns het, gee my 'n teken. Dan sal ek weet dat dit u is wat met my gepraat het. Bly asseblief hier en wag tot ek met my offer teruggekom en voor u neergesit het. En hy antwoord: Reg so, ek sal wag tot jy terug is. Gideon het toe van 'n eva of ongeveer 22 liter meel 'n ongesuurde broodkoek gemaak en ook 'n boklam voorberei. Hy het die sous in 'n potjie gegooi en die vleis in 'n mandjie geplaas. Toe bring hy dit alles uit na die groot boom en sit dit voor hom neer. Toe sê die engel van God: Jy moet die vleis en die ongesuurde broodkoek daar op die rots neersit. Dan moet jy die sous bo oorgooi. En Gideon het dit gedoen. Met die punt van die staf wat die engel van God in sy hand gehad het, het hy die vleis en ongesuurde broodkoek aangeraak. Toe kom daar 'n vuur uit die rots en verteer die vleis sowel as die ongesuurde broodkoek, en die engel van die Here het voor Gideon se oë weggeraak. Op daardie oomblik het Gideon besef dat dit die engel van die Here was. Hy sê toe: O Here, Here, ek het souwaar die engel van die Here gesien, en dit nogal van aangesig tot aangesig. Daarop sê die Here vir Gideon: Vrede, moenie bekommerd wees nie, want jy sal nie doodgaan nie. Net daar het Gideon 'n altaar vir die Here gebou. Hy noem dit toe: Die Here is vrede.
Vandag nog staan dit daar by Ofra, wat aan Abiezer se familie behoort. Daardieselfde aand het die Here vir Gideon gesê: "Jy moet die tweede bul van jou pa, wat 7 jaar oud is, vat. Dan moet jy die altaar vir Baal, wat aan jou pa behoort, afbreek. Die Ashera, die heilige boomstam wat langs dit staan, moet jy ook omkap. Dan moet jy op die hoogste punt van die vesting vir die Here jou God 'n altaar bou deur klippe op mekaar te stapel. Die heilige boomstam wat jy omgekap het, se hout moet jy dan gebruik en jy moet die tweede bul as 'n brandoffer op die altaar offer." Toe neem Gideon 10 manne uit sy dienaars en doen wat die Here hom beveel het. Omrede hy bang was vir wat sy familie en die ander manne van die dorp kan doen, het hy dit gedurende die nag gedoen. Vroeg die volgende dag, toe die dorpsmense wakker word, sien hulle dat Baal se altaar afgebreek is en ook dat die heilige boomstam langsaan omgekap is. Hulle het ook gemerk dat die tweede bul op 'n altaar geoffer is. Hulle vra toe onder mekaar: "Wie vang sulke dinge aan?" By verdere ondersoek het hulle bevind: die seun van Joas, Gideon, het dit gedoen. Die ander dorpsmense sê toe vir Joas: "Jou seun moet uitgebring en doodgemaak word. Dit is hy wat die altaar van Baal afgebreek en die heilige boomstam omgekap het." Daarop sê Joas vir almal wat daar rond staan: "Wil julle regtig namens Baal veg? Is dit moontlik vir julle om hom te help? Vandag nog sal elkeen wat vir hom veg doodgemaak word. Hy is mos 'n god, laat hy dan persoonlik veg teen die een wat sy altaar omgegooi het." Van toe af het hulle Gideon Jerubbaal genoem en gesê: "Wel, Baal moet maar self teen hom veg, omdat hy sy altaar afgebreek het." Toe staan die Midianiete, Amalekiete en die Oosterse mense saam, trek oor die grens en slaan kamp op in die vlakte van Jesreel. En Gideon is met die gees van die Here gevul. Daarop blaas hy op die ramshoring en die nageslag van Abiezer is opgeroep om agter hom aan te gaan. Hy het ook boodskappers deur die hele Manasse gestuur en hulle is ook opgeroep om agter hom aan te gaan. Boodskappers is ook gestuur na die stamme van Aser, Sebulon en Naftali en hulle het ook na hom toe getrek. En Gideon het vir God gesê: "As dit waar is dat u Israel deur my hand wil red, soos u gesê het, ek gaan vanaand 'n wolvlies op die dorpsvloer neersit. Indien die wolvlies dan môre vroeg deurdrenk is van die dou terwyl die grond rondom droog is, sal ek weet dat u Israel deur my hand wil red, soos u self gesê het." En dit het gebeur. Vroeg die volgende dag het hy die vlies uitgedroog en 'n hele beker water daaruit gekry. Gideon het weer met God gepraat: "Moet tog nie vir my kwaad word nie. Ek wil nog net een keer doodseker maak. Ek wil nog 'n toets met die wolvlies maak. Laat die vlies hierdie keer droog wees terwyl die grond deurdrenk is van die dou." Daardie nag het die Here dit so laat gebeur. Die wolvlies was geheel en al droog terwyl daar oral op die grond dou gelê het.